Om die tweede episode van Derde Pouse en die eerste episode van hierdie segment af te skop, waar ek 'n roman gekies het wat relatief nuut is in die Afrikaanse kernletterkunde. Nou in Afrikaans is enigiets wat nuut is basies net as jy dit kan sê sonder 'n Nederlandse aksent en nog steeds verstaan wat aangaan. Die boek wat ek gekies het om mee te begin is Fees van die Ongenooides deur P.G. Du Plessis. Wie agtergrondbeskrywer P.G. Du Plessis was gebore in 1943 in die Vrystaat. Hy verwerf sy baccalaureusgraad in Afrikaans, Nederlands en Geskiedenis by die Universiteit van Pretoria en kry sy doktorsgraad in Afrikaans en Nederlands by ons Bier Universiteit Wits onder die leiding van NP van Wyk Lou, wat nogal 'n spog is. Vir die van julle wie nie weet wie NP van Wyk Lou is nie, wanneer jy weer deur die marteling gaan van 'n gedig ontleed, laat jou blik bietjie dwaal om jou Afrikaanse onderwyser se klas. Hulle sal definitief 'n plakkaat van hom op hê. Nou, P.G. Du Plessis, Petrus George Du Plessis is dood in 2017 in Potchefstroom aan kanker, maar hy het 'n groot nalatenskap. Die boek wat algemeen bekend is as sy magnum opus is, weer eens, Fees van die Ongenooides. Fees van die Ongenooides speel af in 1899 tot 1902 tydens die Anglo-Boereoorlog. Maar 'n meerderheid van die boek vind plaas in 1901, wat is wanneer die boek dit beskryf, wanneer die oorlog opgegee het om siviele oorlog te wees en gegaan het na egskeiding. Die roman self is in 2008 uitgegee deur Tafelberg Uitgewers. Daar's bietjie verwarring oor wanneer die roman uitgegee is. As jy dit opsoek sê baie keer 2014 en baie keer 2008. Die rede daarvoor is die harde band weergawe van die boek is in 2008 uitgegee en die sagte band in 2014, maar daar is nie 'n verskil aan die teks nie. So alles wat ek sê oor die weergawe wat ek nou het, 2014, is dieselfde vir die 2008 weergawe. Die boek volg twee hoofstories. Eerstens volg die Van Wyk familie, 'n familie in die Vrystaat, waar die skrywer gebore is, wat besig is om oorlog te doen. En dit volg 'n Engelsman wat Johannesburg toe gekom het agter die droom van goud. Nou sy droom van goud het so sy longe bietjie gedisintegreer in die Johannesburg myne, maar hy probeer sy bes en dis maar al wat ons kan sê vir hom. Die probleem is sy beste probeer is nie goed genoeg nie en hy is geforseer om te sê Joey Drew van Somerset, Engeland elke keer hy homself voorstel, want niemand wil luister na Engelsman nie. Nou, ons Engelsman, die hoofstorie van ons Engelsman is nou ontdek 'n kamera en saam met dit die doel in sy lewe. Nou sonder om te veel van die boek vir julle bloot te gee, sodat julle hom self kan gaan lees, is hierdie kamera vir hom soos 'n paspoort, 'n paspoort vir belangrikheid. Hy sien dit is hoe hy sy lewe waardevol kan maak deur te dokumenteer die effek van die oorlog op Suid-Afrika. Die ander storie volg die Van Wyk van weer gemeenskap boere wat oorlog toe gaan om hulle land te beskerm, maar terwyl hulle daar is, verskeie probleme agterkom. Nou, ek gaan nie te spesifiek wees nie, want soos ek sê, julle sal self die boek moet lees, maar weet nie dat die boek goed is, en dis die beste manier om dit te beskryf. P.G. Du Plessis se werk word gewoonlik beskryf as 'n taalfees, aangesien jy die hele boek deur kan maak sonder om konstant te hoef te verwys na jou HAT, wat ietsie is wat ons almal onlangs doen as jy kyk na 'n bietjie van die ouer letterkunde wat ons moet ontleed in klas. Dit is maklike Afrikaans, wel relatief maklik en weer eens wanneer jy sê relatief in Afrikaans bedoel dit maar net eintlik dis nie meer Nederlands nie, maar dis relatief maklike Afrikaans. So enigiemand kan dit regtig verstaan. Die ding wat hierdie boek so laat uitstaan is hoe hy baie alledaagse gesprek vat en dit verfyn tot dit liries is, amper 'n gedig vanaf self. Elke woord is besig om vir jou 'n nuwe idee oor te gee. En so wanneer jy die boek lees, voel dit amper asof jy ietsie mis, tog jy die hele storie verstaan en dit lei baie goed vir my volgende doel in van die temas in die boek. Nou ek sê altyd wanneer jy 'n boek lees, moet die temas die effek wees van die storie en die ander kant om nie. Anders is jy besig om 'n preek te luister met baie mooi beskrywings. Die boek het nooit gevoel so 'n preek. Nou daar is 'n paar onderwerpe wat ons almal 'n bietjie van siek is, maar hoe die boek daarvan gaan om te verduidelik die stories wat verlore gaan in geskiedenis, die mense wat eintlik ly wanneer daar iets is soos 'n oorlog en die mense wat ons kies om te vergeet as gevolg van regeringskeuses of ander doelwitte, is so mooi in die storie en verwerf dat mens nooit vir besig om 'n preek te luister nie. En teen die einde van die boek besef jy eintlik eers hoe aaklag die manier is hoe ons vandag kyk na geskiedenis. Nou, om dit voor te stel vir 'n groep mense, sou ek die boek regtig vir enigiemand wat Afrikaans kan lees voorstel. Soos ek sê, die Afrikaans is maklik, veral is dit pragtig. En die storie verloop in so 'n manier dat jy nooit verveeld is nie. Jy gaan nie nou daar moet sit en voel asof jy 'n marathon deurbring net om by die volgende bladsy uit te kom nie. Dis relatief vinnig. En daar's 'n goeie mengsel van hartseer oomblikke wat jou amper tot trane bring en dan baie gelukkige oomblikke wat jy sommer sal laat lag.
Net om op te merk, hierdie is een van die beste voorbeelde wat ek al ooit gesien het in 'n roman van tong in die kies komedie om bietjie sarkasme of ironie in te werk. So as jy belangstel in Afrikaans skryf, dink ek hierdie is ook 'n baie goeie voorbeeldroman, net om regtig te sien van die tegniese aspekte wat die taal kan behels. Daar's nie nou veel meer om te sê oor Fees van die Ongenooides sonder om baie van die diepte van die boek weg te gee nie, wat soos ek al genoem het, daar baie is. So, ek sou voorstel dat almal deur jou ouma of Afrikaans onderwyser se kas te gaan, jy die boek optel en regtig weer 'n bietjie lief word vir Afrikaans.